Die einde van Lukas 9. Ek so bly dat ek dit kan klaarmaak. Ons gaan nou donderdag met verlof. Soos nou nog vanaand hier en dan woensdag by die gedenkdiens van ou Melvin en dan woensdag aand by die bidhuur en dan donderdag is ons op pad vir 'n paar weke. Lukas hoofstuk 9 van vers 57 tot by vers 62. Kom ons vra die Here weer om sy woord aan ons harte te seën. Hemelse Vader, ons roep U aan as die Almagtige, as die Heilige. Ons weet die hemelwesens bedek hulle gesigte, hulle kan nie U glans en heerlikheid aanskou nie. En tog kan ons met vrymoedigheid kom en U ons Vader noem deur Jesus Christus. En ook wat ons hier gesing het, aanskou die Here op sy troon, sy voorkoms glinster soos die son. En dan dink ons aan oom Melvin vandag en weet hy sien dit. Hy sien dit in hierdie oomblik wat ons hier is. Hierdie erediens wat ons hier hou is baie groter as net hier. Dis nie net wêreldwyd nie. Maar dis hemel en aarde wat verenig word in Christus, dat hierdie 'n groot erediens is. En dat oom Melvin daar U lof besing, en Tannie Bessie daar U lof besing, en die apostel Paulus en Abraham en Isak en Jakob, die profete, al die gelowiges saam, wat U naam groot maak. Ons bring U die lof, die eer en die heerlikheid, en vra dat U vanoggend met ons sal praat uit U woord, in die naam van Jesus, die naam bo elke naam. Amen. So die tema wat ek gekies het vir hierdie gedeelte is fanaties vir Jesus. Nou dit het 'n negatiewe konnotasie, nee, as jy die woord fanaties hoor, jy dink aan 'n moslim met masjiengewere en handgranate en bomme wat aan hom vasgemaak is. Jy dink dis wanneer jy of wat jy dink as jy die woord fanaties sien, iemand wat 'n politieke agenda dryf of 'n godsdienstige agenda en sy standpunte wil bevorder en verdedig, 'n ekstremis, in Engels extremist. En dis ongelukkig hoe liberale kerke jou sal beskou en sal bestempel as jy jouself 'n evangelies konservatiewe Christen noem. Hulle sien ons, of hulle noem ons fundamentaliste. Ek weet nie of jy dit ooit in die rapport gesien het of in die beeld, die hele fundamentaliste noem hulle ons. Hulle sien ons as die onverdraagsame mense wat die Bybel in mense se kele wil afdruk. Soos John Piper se seun onlangs bekend gemaak het, waar hy teen sy pa se lering nou gaan en amper 1 miljoen volgelinge op TikTok het, en wat ook al sy pa preek, gaan hy tee. En sê presies hierdie dinge waarvan ek nou praat. Nou ons gebruik nie wapens nie, soos in die middeleeuse kruistogte. Ons is nie Al-Qaeda nie, ons is nie die Taliban nie, maar vir die liberales, die beginsel bly dieselfde. Hulle sê, ons probeer mense te dwing om te glo soos ons glo. Nou jy weet en ek weet, dis nie waar nie. Ons probeer nie mense dwing nie. En dis ook nie wat ek met fanaties bedoel nie. Wanneer ek praat van fanaties vir Jesus, ek bedoel iets heeltemal anders. En dis waarna ons vanoggend gaan kyk. So, fanaties vir Jesus, wat beteken dit? Nommer 1. Dit beteken jy bereken die koste. You count the cost. Vers 57 en 58 van Lukas 9. Terwyl hulle op pad was, het iemand vir hom gesê, ek sal die volg waar hy ook al gaan. Maar Jesus het hom geantwoord, die jakkals het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê. So Timmy het nou ophou Timmy nou. Doen dit nou te veel. Timothy, jy het sy stem gehoor. Dis nie meer Timmy. So Timothy het nou vertel van die Godly Young Men's Camp en CPR en om met 'n geweer te skiet en al daai goed. Nou, kan jy jouself nou indink of jouself voorstel, hier's 'n jong man, jong seun, hy
hy het nou op YouTube gesien 'n dokumentêr oor Navy SEALs, US Marines, nee, of wat ons in Suid-Afrika sou in ons afdeling sou noem rekkies. En hy het hierdie idee, dis 'n avontuur om 'n Navy SEAL te wees. En hy wil graag dit doen in sy klas met skool en so hy teken aan om vir opleiding te gaan en toe is dit glad nie wat hy verwag het nie. Dis baie moeiliker as wat hy verwag het en binne die eerste 2 weke toe sak hy uit. Hy het dit nie gemaak nie. Hy het uitgeval. Moenie sê jy wil vir Jesus volg. Jy wil 'n geestelike Navy SEAL wees as jy nie weet wat dit behels nie en wat dit jou gaan kos nie. So hierdie man sê vir Jesus in vers 57, Here, ek sal U oral volg. Enige plek waar U gaan, sal ek U volg. Vers 57 sê, terwyl hulle op pad was, toe sê die man, waarheen is hulle op pad? Wat gaan hy in Jerusalem doen? Hy gaan gekruisig word. Dit het ons gesien laasweek in vers 51. Hy sy oë is gerig Jerusalem toe. Sy aangesig. Nou hierdie ou sê ek sal enige plek volg. Regtig? Regtig? Jy sien om 'n disipel van Jesus te wees is nie 'n maklike ding nie. In vers 23 het Jesus gesê as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Sy kruis elke dag opneem en my volg. En miskien sê jy ja, ek's bereid om dit te doen. Maar luister na vers 58 weer. Jesus het hom geantwoord, die jakkals het gehad en die voëls van die hemel in neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek waar hy sy kop kan neerlê nie, waar hy sy hoof kan neerlê nie. Jy sien die oomblik toe Jesus aarde toe kom, toe word hy verwerp. Toe sê hy onwelkom hierso. Want daar's nie eens plek vir hom in die hotel nie. Daar's nie plek in die herberg nie. Hy moet slaap waar die diere slaap. Hy moet gebore word waar die diere bly. Hy word in 'n krib neergelê. Sy eie skepsels het hom nie verwelkom. Dit sê so in Johannes 1 vers 10. Hy het die wêreld gemaak, maar die wêreld het hom nie herken nie. Of in Johannes 1 vers 11. Sy eie volk, die uitverkore volk Israel, het hom nie aanvaar nie. Hulle verwerp hom. Ons weet wat hulle gedoen het met hom. Hulle het vir sy bloed geroep en gesê, kruisig hom, kruisig hom. Hier in vers 53, laasweek se teks, toe hy by die Samaritane kom, hy's nie welkom nie. Hulle wil hom nie daar hê nie. Hy het nie sy eie huis nie, hy sê dit hier so, jakkals het 'n huis om in te bly. Hy grou dit nie, die aardvark grou dit vol. Maar hy gaan bly daarin. En die voëls het neste. Maar hy het nie 'n plek waar hy kan bly nie. Hy moet maar net bly waar mense hom huisves. Waar huis oop is vir hom en sê, jy kan maar vir die aand hier slaap en sal hy daar bly. Nou die prosperity predikers, die Word of Faith movement, hulle sê, nee man, dis nie wat daai vers beteken nie. Eintlik wat daar aangaan is, Jesus is op 'n preektoer in Samaria. En in hierdie preektoer, die disippels het droog gemaak. Hulle het nie betyds gebel vir die hotel nie. Hulle het nie betyds gereël dat daar 'n hotel of 'n herberg beskikbaar is waar hy kan bly nie. So eintlik wat hier aangaan, soos een prosperity prediker sê, foxes have holes in Samaria. Birds have nests in Samaria. But the Son of Man, Jesus, I don't have a place to stay tonight in Samaria. In those days, there wasn't a Holiday Inn on every corner. So Jesus was forced to go back to his nice big house in Jerusalem. Daar's 2 probleme met daai interpretasie. Die eerste probleem is, wie kan nou weer vir my die vers noem, en jy moet jou Bybel goed ken om dit te noem. Wie kan nou weer vir my die vers noem waar dit sê Jesus het 'n groot en duur en luukse huis gehad in Jerusalem? Imagination. Ja, dankie, Imaginations 3 vers 3. Waar is Jesus gebore? Bethlehem. Watter dorp het hy groot geword? Nazareth. En toe hy sy bediening begin, waar het hy gebly, dit weet jy dalk nie. Matteus 4 sê dit, Kapernaum. Waar word Jerusalem genoem? Nêrens. Ons lees nêrens Jesus se huis in Jerusalem gehad nie. As Jesus 'n groot huis gehad het in Jerusalem, dan vind ek dit baie vreemd dat Lukas 21 vers 37 sê, toe Jesus in Jerusalem was daai week voor die Pasga, toe gaan hy elke aand na die Olyfberg toe, hy en sy disippels. Dis waar hulle gebly het vir die tyd. Of in Betanië, net voor hy in Jerusalem inkom, by Maria en Martha en Lazarus huis. Ek vind dit baie vreemd
dat Jesus die disippels stuur en sê, gaan na 'n man toe, julle gaan sien hy dra 'n kruik water as julle in Jerusalem kom. Hy sal vir julle wys, vra, waar is die vertrek waar ek en my disippels die Paasfees moet vier, die Pasga waar die nagmaal gaan instel. Hoekom moet Jesus dit doen? Hoekom doen hy dit nie in sy nice big house nie, as hy huis in Jerusalem? Tweede probleem met daai interpretasie, as Jesus ryk is en hy het 'n groot huis gehad, dan maak vers 57 en 58 nie sin nie. Want dan is dit asof Jesus sê, wil jy my disipel wees? Het gaan nie maklik wees nie, want ek's baie ryk en ek het 'n groot huis in Jerusalem. Maak dit sin? Glad nie. Eintlik wat Jesus daar sê is, ek is nie welkom in hierdie wêreld nie, wil jy my volg? Ek het nie eens 'n blyplek nie, dink baie mooi, voor jy sê, ek sal hier oral volg. Jy weet, dit is baie maklik vir ons om te sê, ek sal Jesus volg, maar ek bly in Suid-Afrika. Die vraag is, sal jy Jesus volg as jy in Afghanistan bly? Sal jy Jesus volg, as jy weet, dit beteken, as ek byvoorbeeld, môre moet vlug en alles moet agterlos en in 'n grot gaan bly, sal ek dit doen. Daai tipe gedagtes, dit registreer nie eens op my radar. Ons weet nie wat dit beteken om self te verloon, kruis op te neem en Jesus te volg nie. Ons verstaan nie wat selfverloning is nie. Kom ek sê vir jou wie verstaan dit. En ek kan nie sy naam sê nie, want hierdie is op YouTube. Maar 'n man wat ondersteun word deur ons gemeente van die vervolgde kerk, hy verstaan dit. Waar hy alles moes los onlangs en vlug uit sy land. Daai man is 'n gemerkte man. As hy teruggaan na sy land toe, maak hulle hom dood. Daai man verstaan wat hierdie vers beteken. Ek sal alles los en Jesus volg. Hy dien nog steeds die Here. En ek dink ek kan met redelike sekerheid sê, as Jesus en die Bybel en Christendom in die toekoms 'n misdaad word in Suid-Afrika, jy sal toegesluit word daarvoor. Dan kan ek met redelike sekerheid vir jou sê, daar's mense wat die naam van Jesus bely, wat hulle naam op die Here, hulle rug op die Here sal draai. En hulle sal ons oorlewer, en hulle sal ons verklap en sê, ek sal jou wys waar die Christen is. Nou miskien dink, jy sit hier en jy hoor al hierdie goed, en is so buite ons denk raamwerk, ons verstaan nie vervolging nie. En jy wonder, ja, maar hoe weet ek nou, of ek regtig alles sal prys gee om Jesus te volg? Ek dink jy kan jouself hierdie vraag vra, of jy geld en die najag van geld, belemmer dit, en kniehalter dit jou volle toewyding aan Jesus. Is jy so toegewy aan Jesus soos wat jy kan wees? Of is geld in die pad, en jou najag van geld? Vra vir jouself hierdie vraag, wat beïndruk jou meer? Mense wat ten volle toegewy is aan Christus, wat heilig lewe, of mense wat baie geld het? Waaroor praat jy? Wat is regtig? Daai ou verdien 350.000 'n maand. Beïndruk dit jou meer as daai arm Christen of daai tannie wat so lojaal is aan Jesus? Sy het nie baie geld nie, sy besit nie baie nie, maar sy is getrou aan die Here. En hoe jy daai vraag antwoord, dit gaan vir my wys, en dit gaan vir jou wys, waar lê jou lojaliteit? Lê dit by Jesus, of lê dit by die wêreld? Is jy bereid om alles prys te gee? Want jy weet, daar's 'n groter skat, die grootste skat, wat jy kan kry, en dit is Jesus Christus. Nommer 2, so ons praat van fanaties vir Jesus, wat beteken dit? Tweedens, dit beteken, jy stel nie uit nie. Vers 59 en 60. En terloops, vir die ouens wat aan lyn kyk, ek skree nie op ons gemeente nie, ons klank is af. Dis load shedding. En hulle sit tot ver agter met social distancing, so ek moet hard praat. Vers 59 en 60. Vir 'n ander een het hy gesê, volg my. Maar hy het geantwoord, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. En Jesus het vir hom gesê, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Maar jy gaan verkondig jy die koninkryk van God. Een van ons gemeentes het tesouriere in die verlede, die ou wat met die geld werk. Hy maak 'n afspraak met 'n loodgieter. En baie Afrikaners weet nie wat 'n loodgieter nie is, 'n plumber. So die ou moes iets by die kerk kom regmaak.
En hy kontak die ou en hy spreek af, ek kry jou maandagoggend 9:00 by die kerk. En toe is die oom nou 'n rukkie voor die tyd hier. Toe wag hy tot 10:15. Toe daag die loodgieter nie op nie en toe klim die oom in sy kar en toe ry hy huis toe en toe bel hy die loodgieter en sê, hierdie kerk sal nooit weer van jou dienste gebruik maak. Wat probeer ek sê? Wat ek probeer illustreer is, Jesus sê vir hierdie man, volg my. In vers 59, in die Grieks, dis 'n teenwoordige bevelsvorm. Hy sê vir daai man, jy moet my dadelik volg. Jesus gaan nie wag totdat jy vir hom sê, nou is ek reg om u te volg nie. So moenie vir Jesus sê, ek wil eers dit doen, dan sal ek u later volg nie, miskien as ek oud is. Ek wil eers hierdie. Moenie eers vir Jesus sê, en jy gaan nou dalk vir ons, maar ek gaan dit verduidelik. Moenie eers vir Jesus sê, ek wil eers hierdie sonde los, of daai sonde los, dan sal ek u volg. Want wat jy eintlik sê is, ek wil nie my sonde los nie. En ek kan dit nie los nie, en ek sal nie nou u volg nie. Ek wil eers aanhou met my sonde. Maar ek wil nog steeds die hemel hê. Jesus is nie tevrede om jou persoonlike afgod te wees nie. Hy is nie tevrede dat hy die slaaf moet wees en jy die meester. Jy sal besluit. Jy gaan sê wanneer jy hom volg en wanneer jy en of jy gehoorsaam wil wees of nie. Luister, Jesus is die meester. Jesus is die meester. Hy sê vir jou om hom te volg. Hy nooi jou nie uit nie, hy smeek jou nie, hy beveel jou. Handelinge 17 vers 30, God beveel alle mense oor om hulle te bekeer. En dis wat hy vir hierdie man sê, ek beveel jou, volg my, ek sê dit vir jou nou. So gaan jy Jesus volg, of gaan jy hom nie volg nie, want hy het nie tyd om vir jou te wag nie. En hierdie man in ons teks, hy het anders gedink. Hy het gedink, Jesus sal wag, hy sal nog bietjie aanhang vir my, hy sal altyd wag. Ek wil eers my pa gaan begrawe, vers 59. Nou die werkwoorde in die Grieks daar, staan in die verlede tyd. Wat aandui, asof hierdie pa is reeds dood, hy's nou net dood, of hy het baie min tyd oor, dis binnekort. En nou wag die man vir die begrafnis, maar dit gaan nie net oor 'n begrafnis hier. Onthou, hierdie man gaan iets erf. So hy wil sy erfporsie hê, sy erfgeld hê. En dis hoekom hy sê, ek kan nie nou nie, wat is jou verskoning? As jy 'n verskoning het vandag, wat is jou verskoning? Ek kan nie nou vir Jesus volg nie. As die boedel afgehandel is, dan sal ek weer by die kerk wees. As die sportseisoen verby is, man, jammer ons kom nie, dis nou sportseisoen. As die eksamens verby is, my kinders se eksamens of my eie moet net eers agter die rug kom. My kinders moet net eers klaarmaak met skool, want ek's baie besig, ek ry my kinders rond. As ek aftree en dinge rustiger is, as ek by my nuwe huis ingetrek het, dan sal ek weer kom. As ek oud is, jy weet wat nou, ek's baie naweke weg, so ek kan nie nou kom nie. As die besigheid net eers aan die gang kom, as COVID net verby is, dan sal ek weer kom. Kan ek jou sin vir jou klaarmaak? Jou sin gaan so, as ek net eers in die verswakte eenheid is, as ek net eers Alzheimer's is, en as ek op my sterfbed lê, as ek dood is in die kussak in die grond, as ek my lewe gemors het, en ek myself nie voorberei vir die ewigheid nie, as ek in die hel is, dan sal ek Jesus volg, dan sal ek by sy gemeente betrokke wees. Jou verskonings is ongeldig. En jy weet dit. Die waarheid is, as jy net eerlik is met jouself, los die verskonings. Wees net eerlik met jouself en sê, ek wil nie die Here dien nie. Dankie, hou op om my te kla. En so jy sal altyd 'n verskoning hê. Ek kan jou nou sê, wat ook al jou verskoning, as daar mense hier is of aanlyn kyk, jy het verskonings vir hoekom jy nie die Here getrou dien nie. As daai verskoning uitgesorteer word, ek sit my kop op 'n blok, jy gaan 'n nuwe verskoning hê. Ek het al gesien in my bediening. Dan praat jy met mense, hoorie, ons sien jy hoekom wil jy nie die Here dien nie? Ons sien nie jy's betrokke nie. Nee, hierdie en hierdie verskoning. Sorteer daai ding uit. Volgende jaar het hy 'n nuwe verskoning. Daar's altyd verskonings soos wat hierdie man gehad het. Hoekom jy nie by die woord kan uitkom nie? Hoekom jy nie toegewy is aan die Here nie? Hoekom jy nie by die kerk is nie? Hoekom jy nie betrokke is nie? Luister, as jy wag totdat die wind en die wolke reg is, voordat jy gaan saai en gaan oes, dan gaan jy nie saai nie en jy gaan nie oes nie, sê Prediker 11 vers 4. Of in J.I. Packer se woorde, if we postpone our journey until the storm dies down, we may never get started at all, because the storm's not going to die down.
Nou ek sê nie daardeur, jy moenie belangrike sake soos die boedel hanteer nie, of die begrafnis hanteer nie. Dis nie wat Jesus bedoel nie. Wat Jesus bedoel is, moenie daai dinge bo hom stel nie. Want dis wat hierdie man gedoen het. Ek kan nie nou volg nie, ek wil net eers. Jy sien, vir die Jode was 'n begrafnis belangriker as enigiets anders. As enigiets anders moet wag, die begrafnis kom eerste. Leon Morris, 'n Australiese kommentator, sê, the duty of burial vir die Jode took precedence over the study of the law, temple service, the killing of the Passover sacrifice, the observance of circumcision and the reading of the Megillah. Wat nou net by die Purim fees is, die Jode se een van die feeste wat hulle die boek Ester lees. So begrafnis kom bo enige van daai goed. Daai goed moet wag, begrafnis eerste. Wat Jesus hier sê is, behalwe om my te volg is belangriker as 'n begrafnis. Om my te volg moet heel eerste kom. Dis belangriker as erfgeld. Dis belangriker as enigiets in die wêreld. Vandag vir jou, vandag vir my, daar is nie 'n verskoning vir hoekom jy Jesus nie nou moet volg nie. Hoekom jy Jesus nie vandag kan volg nie. Hou op om ander dinge bo Jesus te stel, insluitend belangrike dinge. Hou op verskoningsuitdink. Hou op uitstel. Laat jou ongelowige familie, laat die ongelowiges beklei oor die erfgeld, of oor die, wat ook al hierdie man se kwessie was. Laat hulle daaroor beklei. Hou jy jouself besig met belangrike, met ewigheidsdinge, met die dinge van God en sy koninkryk. Vers 60, want die vers eindig, laat die dooies begrawe, bedoelende die ongelowiges kan dit uitsorteer. Die wat geestelik dood is, kan jou pa begrawe. Hulle kan ook administrasie doen en die boedel uitsorteer. Gaan jy en verkondig jy die koninkryk van God, sê hy. Jesus bedoel nie, jy moet noodwendig 'n sendeling word nie. Maar hy bedoel jou toewyding aan hom. Sy koninkryk, dit moet jou hele lewensuitkyk beheer. Dit moet dit kleur. Want Jesus en sy koninkryk is belangriker as jou pa se begrafnis, dis belangriker as erfgeld. Nommer 3. So ons praat van fanaties vir Jesus, wat beteken dit? Derdens, dit beteken jy stel Jesus eerste, vers 61 en 62. Nog 'n ander een het vir hom gesê, ek sal U volg, Here, maar laat my toe om net eers van my huismense afskeid te neem. En Jesus het vir hom gesê, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en dan omkyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Meeste mense het vriende en beste vriende. 'n Beste vriend is in dieselfde kategorie as 'n vriend, hy's net 'n trappie hoër. Dis nie hoe dit met Jesus is nie. Dis nie wat ek bedoel wanneer ek sê, stel Jesus eerste nie. Ek bedoel nie, Jesus is in dieselfde kategorie as al jou ander verhoudings, hy's net 'n trappie hoër. Nee, ek bedoel hy's in 'n klas van sy eie. Hy's bo alles en almal. En die gevaar bestaan vir ons, dat ons daai dit baie keer omdra. Asof is nie Jesus wat in 'n klas van sy eie is, asof ek is in 'n klas van my eie. Jy weet ek so trappie, of nie net 'n trappie bo die res nie, ek's in 'n klas van sy eie. En weet jy hoe gelukkig is Jesus dat ek besluit het om hom te volg? Man, wat 'n wins vir die koninkryk dat ek tot bekering gekom het. En ek kan amper dink dis wat hierdie man bedoel in vers 61. Ek sal U volg, Here. Hy het nou gehoor wat die vorige twee gesê het. Jesus sê vir daai ou dit, vir daai, Here, dis hulle, maar kom ek vertel U van my. Ek sal U volg. U gaan nie glo wat se aanwins ek vir die koninkryk van God kan wees. Luister, Jesus het nie disippels nodig nie. Jesus is nie hardop vir mense om hom te volg nie. In Johannes 6, toe die mense hom nie meer wil volg nie, want sy lering is te moeilik, toe hardloop hy nie agterna en sê, ek's jammer, ek het dit nie so bedoel nie. Hy het vir Petrus en die res gesê, wil julle ook gaan? Ons het hom nodig, hy het ons nie nodig. En as ons dit nie besef nie, en tot ons dit nie besef nie, dan sal ons dink, Jesus sal vir my wag. Ek wil eers doen wat ek gaan doen. Hy sal aanhang. En terwyl ek nou ander dinge bo hom stel, en in hierdie man se geval, ek wil net nog 'n bietjie tyd met my familie deurbring, Here, dan sal ek U volg.
vers 61. Laat my net kansie gee. Jesus gaan nie tweede viool speel nie. Jesus is nie Elia nie. Jy sien, toe Elia opvolger soek, toe kry hy vir Elisa. En toe sê Elisa, Elia, voor ek jou volg, ek wil net eers na my familie toe gaan. Dis ons laaste braai same. En toe sê Elia vir hom, ja, wat het dit my te doen? Gaan. Jesus is nie so nie. Jy sien, Jesus is groter as Elia. Dit het ons in hoofstuk 9 gesien, byvoorbeeld op die berg van verheerliking. Of toe hulle dink, Jesus, wie is hy? Is hy Elia? Nee, hy is groter as Elia. En hy gaan nie toelaat dat jy jou familie bo hom stel nie. Jy kan jou familie bo Elia sit, dis reg. Jy kan nie jou familie bo Jesus stel nie, dis wat Koos bedoel het. Toe Koos vir ons lees nou uit Matteus hoofstuk 10, waar Jesus sê, as jy jou familie bo my stel, is jy nie werd om my disipel te wees. Of in Lukas 14 vers 26, selfde boodskap. So dit staan Jesus nie aan nie. As jy jou publieke belydenis van die naam van Jesus uitstel, want jy is bang, wat gaan jou familie sê as jy gedoop word? Dit staan vir Jesus nie aan nie. Hy is nie tevrede as jy 'n geheime disipel is nie. Ek het dit al in 'n preek vir jou gesê, daai FBI Christen is, moenie vir iemand sê nie, is hier binne, ek's 'n Christen. Jesus is nie tevrede as jy soos Gideon is. Nie Gideon Strauss nie, Gideon in die Bybel. Gideon Strauss is 'n goeie voorbeeld. Maar Gideon in die Bybel, hy is te bang om in die helder daglig die afgode om te trek en te breek. Hy doen dit in die aand. Jesus is nie tevrede as jy soos Josef van Arimatea is nie. Johannes 20 sê hy was 'n geheime disipel. Hy is nie tevrede as jy soos Nikodemus is. Hy kom in die nag. Hy wil nie hê die Fariseërs moet hom sien nie. Want jy is skaam vir sy naam. En jy wil nie op jou familie se tone trap nie, so jy volg maar vir Jesus op 'n afstand. Want wat gaan my familie sê? Wie gee om wat jou ouers dink? Wie gee om wat jou familie dink? As Jesus jou geroep het, volg Jesus. Hy is belangriker as jou familie. Jy gaan mos nie op die oordeelsdag rekenskap gee en aanspreeklik wees en antwoord vir jou familie nie. Jy gaan rekenskap gee aan die Here. Nou miskien sit jy hier en jy dink, dis nie my gevaar daai nie. Ek sien 'n gevaar van daai dinge nie. Maar kan ek jou vra, skeep jy God se woord af? Skeep jy vir Jesus af? Skeep jy sy gemeente af? Want jy moet kinders oppas. Nee, ek kan nie kom nie. Moet die kinders oppas. Dan moet jy maar hoor wat wyle oom Pieter Raubenheimer gesê het. Ek het hierdie storie gehoor by 'n ouer predikant. Hy vertel my die storie van hierdie oom Pieter Raubenheimer, wat ook 'n predikant was. En hy sien, maar hierdie man en vrou, ons sien hulle nie meer by die kerk nie, by die eredienste, hy gaan besoek hulle. Hy sê, ons sien julle nie meer nie, en ek wil vir julle sê, dis baie belangrik, dat julle die Here dien saam met die gelowiges. En toe sê hulle, ag, dominee man, jy weet die kinders, hulle hou ons so besig. Toe sê hy, ek wil graag saam met julle bid, dat die Here maar die kinders wegvat. Want hulle is 'n struikelblok, dat julle nie by die Here uitkom. En die Here het daai kinders mos nou vir julle gegee. Nou hou die kinders julle van die neer. Dus die probleem uitgesorteer. Wat van jou volwasse kinders? So is nie meer klein kinders nie, maar hulle is al volwassenes, hulle bly oor see. Nou kom kuier hulle kom nou kuier van oor see af. En dan skeep jy die Here dan af, en jy skeep sy woord af, en jy skeep sy gemeente af. Hoor jy, gaan vir die volgende maand nie in die kerk wees nie, al is ek in Kempton. Want my familie sê, ek wil maksimum tyd met my kinders sê, dan wil ek vir jou sê, meneer, dan wil ek sê vir jou, mevrou, jou familie het 'n afgod geword. Soos hierdie man, vers 61. Eers my familie, bo Jesus. En dis hartseer dan, dat jy dit nie eens oorweeg, om jou familie saam met jou kerk toe te bring. Hoekom bring jy hulle nie saam nie? Is jy skaam vir Jesus? Is jy bang? Wil jy nie hê hulle moet die Here ken nie? Wil jy nie hê hulle moet geestelik groei nie? As jy 'n Jood was, as jy 'n Moslem was, as jy 'n Hindu was, as jy 'n Boeddhist was en jy kom tot bekering, jou familie sal jou doodmaak, of jou familie sal jou afskryf. En dan moet jy vir jouself sê, die waarskynlikheid is groot, dat as jy in een van daai lande gewoon het, waar jy Jood, Moslem, Hindu of Boeddhist was, en jy kom tot bekering, waarskynlik sou jy nie 'n Christen gewees het nie, want jy kan nie eers nou Jesus bo jou familie stel nie. Wat as hulle dreig om jou dood te maak? En as dit die geval is,
Hierdie is harde woorde, Here, julle, maar Jesus se lering in hierdie verse is harde lering. Want in vers 62 sê Jesus, as dit die geval is, jy is nie geskik vir die koninkryk nie. Jy is soos 'n boer wat ploeg en jy kyk heeltyd om terwyl jy ploeg. Jy gaan skeef ploeg. As jy wil reguit ploeg, kry vir jou 'n merker verf voor en moenie jou oë daarvan afhaal nie. Met ander woorde, kry die merker. Hou die oë op Jesus, die begin en volëinde van ons geloof. Vergeet die dinge wat agter is. Strek jou uit na die dinge wat voor is, vir die hoë roeping van God in Christus Jesus. Dat jy net daai prys kan behaal. Moenie toelaat dat enige iets jou van stryk afbring. En hiervoor het jy ander Christene nodig. As jy op jou eie probeer staan, jy kan sê ek lees my Bybel op die eie by die huis, ek kyk die livestream, ek is op my eie, ek hoor die woord, op jou eie, jy gaan uitsak, jy gaan dit nie maak nie. Wie gaan jou ophelp as jy val? Hoekom het die Here die gemeente daar gestel? Die Here het die gemeente daar gestel, sodat ons mekaar kan aanspoor, kan aanmoedig in hierdie wedloop, om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sê Hebreërs 10 vir ons. Prediker sê 2 is beter as 1, reg? En dan natuurlik leer die Here ons en hy waarsku ons ook deur voorbeelde uit die kerkgeskiedenis. So jy het byvoorbeeld Hebreërs 12 wat praat van die geloofshelde in hoofstuk 11 en dan sê hoofstuk 12 ons het hierdie wolk van getuies om ons. Hulle sit op die paviljoen om te sê moenie opgee nie, moenie opgee nie. Jesus waarsku ons en sê onthou Lot se vrou, sy het omgekyk, moenie omkyk nie, moenie terugdraai nie, moenie terugwens vir die wêreld, ek wens ek was daar nie. Of in Romeine 15:4, 1 Korintiërs 10 vers 11, wat praat van daai goed in die Ou Testament is opgeteken as 'n voorbeeld vir ons. Dit is opgeteken as 'n waarskuwing vir ons. Dat ons daai sal leer. Jy hoef nie dieselfde foute te maak nie. Daai foute is gemaak, leer uit ander se foute. Jy hoef nie die wiel van Christendom te herontwerp nie. Daar's ander Christene wat hierdie wedloop gehardloop het. Kyk na hulle voorbeeld. My gunsteling kategorie van lees boeke is biografieë. Jy sien, as jy net 'n teologiese boek lees of 'n boek oor die Christelike lewe, dis baie goeie lering en hy verduidelik verse in die boek, wie ook al dit skryf, as dit 'n goeie skrywer is. Maar wat biografie doen, is ek kan aan die ou vat. Ek kan dit sien in iemand se lewe. Dis nie net vir my konsepte en waarhede nie. Dis in iemand se lewe, dis in die vlees. Ek kan sien, kyk hoe het hierdie ou gelewe, kyk waar het hy geval, pas op hiervoor, kyk hoe het hy volhard, hoe het hy dit reg gekry, hoe die Here hom gehelp, hoe het sy verhouding met die Here gelyk. Dis hoekom ek het laasweek in die preek vertel, dat ek briewe geskryf het vir 6 ouer predikante. Ek het 'n 7de een bygekry hierdie week, 'n ouer man. Toe sê ek, leer my uit jou verhouding met die Here, wat was vir jou waardevol, ek wil leer. Wat het jy in jou bediening geleer? Vertel my. Ek wil dit in die vlees sien. So, John Piper het 'n klomp biografieë geskryf en hy het dit gepreek ook. Jy kan dit gratis op die internet kry. Desiring God se webtuiste. Jy kan dit lees oor daai ouens se lewens en hy leer vir jou lesse uit hulle lewens, of jy kan dit luister terwyl jy werk toe ry, doen dit. Of koop vir jou biografieë by Augustine Bookroom, Pretoria, of Good Neighbors Bookshop in Randburg. En wat dit gaan doen, is as jy jou hand aan die ploeg gesit het, gereed om te ploeg, en jy kyk vir die merke, biografieë en die gemeente, mense wat hier is, dit gaan jou aanspoor om te sê, volhard. Soos hulle Christus gevolg het, wil ek hom ook volg. Wie tot die einde toe volhard sal gered word. Matteus 10:22. En ek het 'n klompie ander tekste hier uit Hebreërs, Timoteus en Kolossense, wat praat van volhard. Nou kan ek jou vra nou. Is daar iemand hier vandag, jy het moeg geraak? Jy het moeg geraak in hierdie wedloop, jy wil opgee, jy wil die handdoek ingooi, en sê ek kan nie verder nie. Hoekom wil jy dit doen? Is dit omdat die beproewing swaar geraak het? Dis een ding op die ander. Die volgende kom, die volgende golf tref jou. Is dit miskien want jy het jou mislukkings begin meet aan ander mense se suksesse?
En nou wil jy opgee, jy sien nie kans nie. Wonder jy miskien vir jouself, jy sê dit nie hardop nie, want mense sê dit mos nou nie in 'n kerk. Maar jy wonder, waar sou ek gewees het, in terme van geld, werk, verhoudings of status, as ek nie 'n Christen was nie. Want kyk hoe lekker het daai ongelowige dit. Lyk die wêreld vir jou aanloklik, jy voel jy mis uit, want jy's 'n Christen en jy volg vir Jesus. Jy is besig om vers 62 te doen. Jy kyk om. En Jesus sê, moenie omkyk nie, kyk voor jou. Of miskien het jy reeds teruggedraai, want die Christelike lewe is moeilik. Ek wil jou vanoggend aanspoor om dadelik, nie môre nie, nie vanaand nie, onmiddellik terug te draai na Jesus toe, om terug te keer. Jy weet nie waar die dwaalweg gaan eindig nie. Jy's op 'n dwaalweg. Waar gaan dit eindig? Jy dink miskien ek sal later terugdraai. Sê wie? Sê wie? Jy dink jy kan enige tyd terugdraai. Jy sal verbaas wees hoe moeilik party mense dit vind om terug te keer as hulle weggedraai het van die Here. Hulle kan eenvoudig nie weer die Bybel optel en lees nie. Hulle neem net nie daai stap om weer te begin bid nie, om weer kerk toe te kom, om weer hulle self toe te wy aan die Here, om weer betrokke te raak, om weer die Here se naam aan te roep. Dis net of daar's hierdie blokkasie. En die duiwel natuurlik hou hulle daar. So ek wil jou aanspoor, ek wil jou aanmoedig vanoggend doen wat Lukas 15 sê. Die verlore seun, hy het tot sy sinne gekom. Hy het teruggegaan na sy pa toe. Jou vader sal jou vergewe. Jou vader sal jou omhels. En as jy sukkel en jy weet nie hoe om die pad terug te vind nie, want jy is so verdwaal, sê vir die herder, kom haal my. Ek weet nie waar die pad is nie. En hy sal jou kom haal. En as hy gekom het om jou te haal, vra hom dan en sê, asseblief bewaar my tot die einde. Ek wil nie weer wegdraai nie. Asseblief moet my nie laat gaan nie, want hy sê dat die wat die Vader hom gee sal na hom toe kom, hy sal hulle nie uitwerp nie. Hy sê niemand sal jou uit sy hand trek nie, niks sal jou van sy liefde skei nie. So moenie weer terugkyk nie. As jy nou teruggekyk het en jy het weggedraai, roep nou na die Here, vra hom om jou terug te bring, en dan kyk jy voor jou en jy gaan aan. En jy gaan aan totdat jy veilig in die arms van Jesus is, waar oom Melvin is. En dan wees jy soos John Bunyan, se karakter Christian. John Bunyan het daai boek geskryf, The Pilgrim's Progress, nee, van hierdie man wat uit die stad van verwoesting, en hy is op pad na die hemelse stad. Wonderlike storie, maar in die boek, dan, wanneer evangelist kom, evangelist, dan gee hy vir Christen 'n boekrol, en hy maak hom oop en daar staan, vlug vir die komende oordeel, die toren, flee from the wrath to come. En hy sê, maar waarheen, ek weet nie waar om te gaan nie. Dan sê hy, sien jy daar ver, is daar 'n klein deurtjie, 'n hekkie, gaan deur daai hekkie. Dis nie, maar ek sien hom nie. Hy sê, sien jy 'n lig? Sê, ja, ek sien die lig. Sê hy, gaan na die lig toe. En dan gaan Christen, want hy wil vlug van die komende oordeel. En dan soos wat hy gaan, kom sy vrou en kinders uit. Waar gaan jy? Waar gaan jy? En die bure probeer hom keer. En mense probeer hom beïnvloed dat hy nie gaan nie. En die mense in die dorp skree, come back! En hy druk sy vingers in sy ore. En dis wat jy moet doen. En skree, life, life, eternal life. Ons Vader, ons kom na U genade troon. Vir elkeen wat in Christus Jesus is dit nie 'n troon van oordeel nie, dis nie 'n regterstoel nie. Dis 'n genade troon. Here, as ek net dink aan oom Melvin vanoggend, en hy's nie by ons meer nie. Sal U dit gebruik, maak ons nugter, maak ons wakker, om te sê, my lewe is nie reg met die Here nie. Ek wil wees soos hy. Ons weet oom Melvin het tot die einde volhard met U.
En U het hom gehou en bewaar tot die einde. U die goeie werk in hom begin. En U volëindig dit tot op die dag van Christus Jesus. En ek bid so vandag, Here, praat met ons. U het gespreek, maak ons ore oop, maak ons harte oop. Ons weet dit is inderdaad fanaties vir Jesus. Dis radikaal. En ons wil sulke Christene wees, want by U is dit alles of niks. U is nie tevrede met 'n lou hart nie. En ek vra dat U ons help. Ongered, dat hulle gered word. Die wat gered is, ons is nog nie by die wenpaal nie. Help ons om end uit te volhard. In Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met 'n Halleluja lied. Nou, so dat woord Halleluja bietjie naby jou te wees. Deel dit maar met iemand. Ons gaan afsluit met Halleluja lied 232. Halleluja lied 232. En ons gaan verse 1, 5 en 6 van die Halleluja lied. Halleluja lied 232, verse 1, 5 en 6. Geseënd is elkeen wat nie omkyk nie, maar wat end uit volhard. Amen.